Goeiemôre, dit is Dinsdagoggend 25 Maart 2025 en ek groet julle almal hartlik hier vanaf die walle van die Groot Rivier. Ek herinner dan ook elkeen van julle daaraan dat ons vanaand die Superklets aand het, waar ek dan nou 'n spesiale uitsending maak vir almal wat oor die afgelope paar weke my gehelp het om die sogenaamde doelwit te behaal. Dit spesiaal dan 'n aanbieding vir daardie Superkletslede vanaand. Ek herinner hulle daaraan om dan ook vir my met redelike haas hulle e-posadres te stuur na wpjdetoy@gmail.com sodat ek hulle kan uitnooi vir vanaand se spesiale aanbieding. Okay, dan daarmee saam herinner ek julle aan die opkomende reis wat ons onderneem na onder andere die Oos-Vrystaat daar in Ficksburg se wêreld. Donderdag aan die 27ste is ons daar. Dan Saterdag is ons in Newcastle, daar die Maandag in Richards Bay, die Vrydag in Margate, Port Shepstone omgewing, en dan die Saterdag daarna is ons dan in Durban. En hier is 'n geleentheid vir mense om te kom luister, te kom saamgesels en boeke te bekom en net te hoor waaroor gaan dit en waarvoor staan SBB in die besonders en wat is ons doel, ons strewes, waarheen is ons op pad en wat wil ons bereik. Nou ja, ek het nou al 'n paar keer daarna verwys, maar ek dink Pinocchio het nou heeltemal touch met reality verloor. As 'n mens kyk wat hy sê, waaroor hy praat, sy afmaak van grondgrype wat nie plaasvind nie, plaasbesettings wat nie plaasvind nie, en dan is daar nie goed soos plaasmoorde nie, en dan sien ons hoe Loslip Malema op Vrydag, ek dink is Menseregte Dag gewees, ek is nie seker nie, want ek hou nie by met al hierdie nuwe vakansiedae wat ons het nie, maar hy het blykbaar daar weer Kill the Boer, Kill the Farmer gesing, amper asof hy 'n uitdaging voor die Trump-administrasie gooi, wat dan nou juis onlangs maatreëls ingestel het, juis teen hierdie tipe van dreensang wat die hele arena vul. Dit gaan nie ongesiens in die buiteland verby nie, en dit plaas meer druk op Pinocchio en sy regering van nasionale eenheid, wat nou glad nie meer so 'n eenheid is nie. Ons sien dat daar eintlik groot verdeeldheid in die regering van nasionale eenheid bestaan, en ek voorspel dat hulle nie baie lank nog gaan staande hou nie, dan gaan hulle heeltemal in mekaar duiwel. Nou ja, daar's groot groeperings wat dit sal verdedig en vir my sal probeer verkeerd bewys oor die regering van nasionale eenheid, maar dis my opsomming, dis my opinie, dat hulle uiteindelik dit nie gaan maak nie. Dan sien ons ook dat er juis hierdie naweek ook, en dit nogal Vrydag, op hierdie Menseregte Dag, was daar 'n boer van Makwasi in die Noordwes, wat toe hy by sy plaas kom, toe staan daar 'n massa mense, wat eis dat hy die grond verlaat, want sê hulle hierdie grond behoort aan hulle. Jy weet, dis soos iemand eendag gesê het, baie van hulle kan nie eens onthou wie hulle eie paans was, wanneer hulle gebore was nie, maar onthou so goed, waar hulle voorouers 300 jaar gelede gewoon het. Dit maak net nie sin uit, hierdie eise nie. Maar wat kommerwekkend is wat het hulle vir hierdie boer gesê? Hulle het gesê, "You farmers' time is over." Your farmer's time is over. Nou kyk 'n mens na dit, en jy sien die toename in plaasmoorde,
wat gebeur het sedert Loslip Malema nou hierdie liedjie van hom weer gesing het verlede Vrydag, het daar sommer 'n string plaasmoorde plaasgevind. En as jy kyk, hoe het moorde in die algemeen toegeneem, maar hoe die moorde ook dan spesifiek op blanke mense toegeneem het, is amper onbeskryflik. As 'n mens na die statistiek gaan kyk, na hier Oktober, November verlede jaar, dan is dit skokkend oor hoeveel blanke mense met messe doodgesteek is, kele afgesny is en aangerand is, verwig is, verkrag is. Jy kan dit nie glo nie. Dis amper ondenkbaar. Maar dis goed wat nie meer in ons hoofstroom media verskyn nie. Dit het nou te algemene nuus geword oor wat aangaan met geweld in Suid-Afrika. Veral waar dit gaan oor geweld teen minderhede. Dit sal ons nie sommer sien nie. Maar as dit nou van die ander kant af sou kom, dan behaal dit groot voorbladnuus in ons koerante. Dis asof ons nuusmedia probeer gat kruip by hierdie ANC en regering van nasionale eenheid. Asof hulle wil gat kry by hulle en net hulle mooi storieetjies wil publiseer, wat aan die liberales, die linkses, 'n platform gee van waaraf hulle twak kan verkondig ten koste van dit wat jy op die grond fisies sien gebeur. Nou dis waar die stuk van Pinocchio inkom wat touch met reality verloor het. Want Pinocchio kan nie verstaan, hoekom is die wêreld nou skielik vir hulle kwaad nie? Hoekom word daar nou skielik sanksies toegepas? Want dis dan hy wat vir hulle uitdruklik gesê het, daar is nie iets soos grondgrype nie, daar is nie iets soos plaasmoorde nie. Nou hoe kan iemand nou kom sê dat daar is? Hy sê dan ook in sy toespraak, dis nogal vermetel om dit te sê. Hy sê Suid-Afrika moet opstaan vir alle mense se regte. Hulle gebruik gewoonlik dit om hulle optrede in Gaza te regverdig toe hulle die volksmoordsaak in Den Haag teen die Israeliese regering oopgemaak het. Ons moet nie toelaat dat dinge buite Suid-Afrika ons land verdeel nie. Ons mag nie teen mekaar draai as gevolg van dit wat in die buiteland gebeur en die paar mense wat in die buiteland gaan kla nie. Daai skok moes groot gewees het, want in meer as 100 jaar is die ANC nog nooit een keer finansiëel in die bek geruk nie, het hulle nog altyd net gekry en is daar gegee en is hulle op 'n pedestal geplaas. En wat het toegedraai? Hulle kon niks verkeerd doen nie. Ewe skielik gebeur al hierdie goed, nadat die Trump-regering natuurlik die aankondigings gemaak het en gesê daar gebeur lelike dinge in Suid-Afrika, soos grondonteiening, soos BEE en bovenal die feit dat die regering se buitelandse beleid al hoe meer die verkeerde rigting loop. Hulle verkies met ander woorde die verkeerde vriende in die buiteland. Maar dan is dit mos nou maar so, muisehonde sal mekaar opsoek, net soos wat leeu's mekaar sal opsoek. Inteendeel, as die leeu's iets anders soek, dan wil hy hulle eet en vir geen ander rede meer as dit nie. Maar nou sê Pinocchio, ons moet nie toelaat dat hierdie gebeure ons verdeel nie. Die feit is, dis juis sy opmerkings en Loslip Malema se opmerkings en sy dreensangery in stadions wat die mense verdeel. Niemand raak verdeel oor Amerika se insette, se opmerkings nie. Dit wat die Wêreldbank gesê het, dit wat selfs Rusland nou gesê het nie. En baie mense nou in die buitewêreld ewe skielik met hulle aandag op Suid-Afrika gefokus is, wat vra,
wat gaan daar aan? Dan is dit nog steeds Pinocchio wat sê, moenie dat die buitewêreld ons verdeel nie, terwyl dit juis hulle is wat die verdeeldheid veroorsaak. Dis hulle wat veroorsaak dat mense soort van bymekaar kom, dat daar 'n polarisasie plaasvind onder die verskillende bevolkingsgroepe en dis onwillekeurig en dit sal gebeur want dit is waarheen mense gedwing word as gevolg van politieke uitlatings van mense wat nie besef waaroor dit gaan nie. En dit is wat ons op die einde gaan byt. Dit is wat ons tot 'n einde gaan bring as 'n land in Suid-Afrika. Maar baie keer in so iets lê die groot geleentheid wat ons nie mag miskyk nie. Geniet vanoggend jou kondensmelk koffie en onthou, diegene wat aan die Superklets doelwitte deelgeneem het, vir julle spesiale uitsending vanaand om 7 uur waar ons sommer 'n allegaartjie gesprek gaan hê, so iets van alles gaan bespreek en dan later in die week is daar geen bosberaad nie as gevolg van ons reis na Natal wat donderdagoggend begin en donderdag aand is ons daar in Ficksburg. Gaan kyk gerus op my Facebook bladsye en groepe. Daar sal julle tydsreëlings kry, wie om te skakel as julle wil bywoon, waar dit gaan plaasvind presies en so meer en so meer. Alles dan daar geplaas vir julle om dit te kan geniet. Mooi dag, lekker loop. Ek sien dan vir party van julle vanaand en vir die res van julle sien ek dan môreoggend weer. Sterkte, mooi gaan.